vir ons so lekker om hierdie week saam met jou te kuier. Hierdie week gesels Leon met ons oor die kerk is triomferend. Onthou, volgende week begin ons nuwe presiderende pastoor Rian de Bruin by Siloam. Ons wil jou graag uitnooi om in persoon te kom deel wees van sy intreepreek en hulle nuwe seisoen by ons Siloam familie. Indien jy dit wel nie kan bywoon nie, is daar steeds 'n aanlyn weergawe van ons nuwe presiderende pastoor se intreepreek. Ons hoop ook dat jy hierdie diens saam met ons gaan geniet. Die afgelope tyd het ons gepreek oor die kerk en sy funksies en die elemente van kerkwees en so aan. En vandag se boodskap sluit juis by daai tema nog steeds aan. Daar's 'n gedeelte in die Bybel wat ek wil lees, maar net voor ek dit gaan doen, as ek hierdie 'n titel of 'n tema kan gee, is dit die triomferende kerk in die tyd waarin ons lewe. En so die preek gaan nie so seer oor die eindtyd en wat in die eindtyd gebeur nie, maar die feit dat ons 'n eindtydkerk is en dat ons ook iets van die eindtyd moet verstaan om werklik waar ons doelwit as 'n kerk te kan bereik. Nou, die groot vraag wat ons sal hê is, wat is die noodsaaklikheid wat die kerk het? En dis 'n belangrike vraag, want as ons onsself moet afvra, wat se rol vervul die kerk in die samelewing? En ek dink nie mense besef dit altyd nie. Baie mense dink in terme van die kerk help hulle om te trou, of as hulle miskien dalk nou hulle kinders wil toewy aan die Here, of miskien as daar begrafnisse is, of as mense deur moeilike tye gaan, of sopkombuise. Hierdie is al die wonderlike elemente en momente in 'n mens se lewensfases wat 'n ou beleef. Nie alles altyd goed nie, maar dit is wonderlik dat die kerk daar is by al hierdie momente in 'n mens se lewe. En dit is ook hoekom mense so 'n liefde vir die kerk baie keer het en vir die mense, want hulle was gehelp in moeilike tye. Of in goeie tye was die kerk saam met hulle en het die kerk dit geselebrate en die celebration gehelp. So, hoe sou die samelewing gelyk het as daar nie 'n kerk was nie? Dis 'n verskriklike belangrike ontdekking wat ons moet maak as kinders van die Here. Want daar's soveel institusies of organisasies in die land, in die wêreld, wat 'n bydrae maak tot 'n samelewing. Nou, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na die regswese en al die korrupsie wat aan die gang is, dan mense voel selfs maar die wet kom nie tot sy reg nie, of misdaad word nie reg bekamp nie. Dis alles eintlik goeie organisasies of instansies wat probeer maak dat die samelewing help geslaagd is en dat dit goed gaan in 'n samelewing. Nou, een van die goed wat die kerk as 'n belangrike funksie en rol vervul in die samelewing is om die samelewing se gewete te wees. Dis om rigting te kan toon, dis om morele waardes te kan laat uitblink en dat mense kan weet wat reg en verkeerd is, wat goed is, wat sleg is. En hierdie is die aspekte van kerkwees wat die samelewing verskriklik benodig, veral in tye wanneer daar selfs korrupsie is of misdaad is of armoede is of wat ook al. So dit gee 'n duidelike riglyn vir mense waantoe om te lewe, hoe om te lewe. Maar die groot vraag is, wat sal gebeur as die kerk weg sou wees in die samelewing? En ek dink nie mense besef dit nie. En daar gaan 'n tyd en 'n dag wees wat daar 'n wederkoms is. En party mense praat van die wegraping, party mense praat nou van voor of in die middel of wat ook al. En ek wil nie in daai gesprek eintlik ingaan nie, maar ek dink wat belangrik is om te weet, daar mag 'n dag wees dat daar nie meer 'n kerk is nie. En net die blote gedagte om so te kan dink hieroor, maak dit 'n mens voel maar, joh, wat sal gebeur as daar nie 'n kerk is nie? Wat sal gebeur as iemand nie die goeie nuus van Jesus Christus se verlossing vir mense kan bring nie? Ek weet van 'n spesifieke ou wat hierso in 'n hospitaal was, 'n groot besigheidsman, hy's 'n Griek, en iemand het in die hospitaal, terwyl hy daar gelê het, by die dood omgedraai het, 'n gebed kom doen het. En dit het daai ou se lewe so geïmpakteer, dat vandag nog is hy besig om as 'n besigheidsman kerke te bou en goeie dinge te doen terug in die samelewing,
omdat eendag, een oomblik was iemand daar by sy bed gewees en het vir hom omgegee. En daai omgee is juis wat die liggaam van Christus in die samelewing vir ons doen. So, wanneer ons kyk na Matteus 25 vers 14, dan praat Jesus, en Jesus het omtrent heeltyd gepraat oor die koninkryk van God. Die koninkryk van God is 'n tema waaroor Jesus heeltyd gepreek het. Snaaks genoeg nie so baie oor die kerk nie, maar die koninkryk. En hy verduidelik daarso van talente wat uitgegee is en die een wat gewoeker het, maar die een wat dit begrawe het hy gesê, "You lazy and wicked servant." Daar's 'n ding wat die kerk verlam het, en dit is die wanverstaan wat ons rol in die eindtyd behoort te wees. In die eindtyd is dit so asof baie mense wag vir die wederkoms om te gebeur, en omdat daar profeseë is dat in die laaste dae daar moeilike tye sal wees, asof die kerk nie genoeg weerstand bied nie, maar amper soog onder die druk of saam met dit gaan. En ek dink dis so belangrik dat ons moet besef dat die kerk is soos een van daai servants van God. Is een van daai diensknegte wat sekere talente en gawes en verantwoordelikhede van hulle meester ontvang het, die koning, Jesus Christus, en God wat wil hê dat ons sy koninkryk hier op aarde moet uitbou. So een belangrike funksie van die kerk wat hy het, is om die koninkryk van God aarde toe te bring, en God se heerskappy en omgee en hierdie tipe klas van goed in die samelewing waar ons is, uit te bou. Maar weens 'n boodskap van dat daar swaar tye sal kom, is dit asof mense dit aanvaar het, en hulle bied nie weerstand nie. Daar's 'n teksvers in 2 Tessalonisense, en dit praat van die teehouer. Ek lees hom so vinnig, dit sê, dit is 2 Tessalonisense 2 vers 1 en 2, 6 en 7, dit sê, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd, dis nou die anti-kris, geopenbaar sal word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg uitgeruim is. So dis hierdie teksvers wat mense verstaan, dat daar 'n wegraping kan wees. En so ek wil ook nie in dispute betrokke raak oor wanneer of wat ook al nie, maar wat ek wil aksentueer is die teehouings rol wat die kerk speel in 'n wêreld van ongeregtigheid, en hoe die kerk eintlik die bose teehou. En as ons sal besef eintlik hoeveel autoriteit ons in Jesus Christus het, as ons besef wat ons rol in die samelewing is, dan sal ons, ek dink, meer intentioneel betrokke raak by sekere goed. En Stefan het ook, by die vorige keer het hy ook gepraat van community, en gepraat van die rol wat elkeen het, om deel te raak van die samelewing en betrokke te wees. Nou, 'n belangrike ding is, dat as 'n mens gaan kyk na Openbaring en die 7 kerke wat daarvan genoem word, dan elke liewe een is daar, as jy oorwin, gaan jy hierdie of hierdie reward kry. As jy oorwin, gaan jy hierdie kry. As jy oorwin, so daar is 'n weerstand in hierdie samelewing teen die liggaam van Christus, teen die koninkryk van God, teen gelowiges en kinders van God, en teen goeie dinge, heilsame dinge, eerlikheid, al hierdie goed in besigheid en skole en opvoeding en sorg, mediese sorg, al hierdie goed. Al hierdie goed is wat vir ons daai weerstand wys, en ons moenie soog onder daai druk nie. Ons moenie dink, omdat die Bybel gesê daar swaar tye gaan kom, hoef ons nie die teehoudingswerk te doen nie. Een belangrike rol wat die kerk het, is om die bose te hou en te gaan. En op daai manier impak in die samelewing te maak. En dit is asof die kerk ons in die mees moderne tyd wat ons nou lewe, sy impak en sy relevantie verloor het. Nou natuurlik gaan dit oor ons verhouding met Jesus Christus nommer 1, en gaan dit ook dan dat ons geestelik sal groei, en dat ons dan mekaar sal lief hê, en in die tye waarin ons leef,
dat ons sal onderskei en God se boodskap kan bring. Waar is ons nou? Dis verskriklik belangrik waar die kerk onderskeidingsvermoë moet kan hê. Mense besef dit nie altyd. Jesus het gesê dat, hoe is dit dat julle die seisoene kan onderskei, maar nie die tye van God nie. En 'n mens tree in verskillende seisoene anders op. So ons moet ontdek, en ons ontdekking wat ons moet maak ten opsigte van die liggaam van Christus, die kerk en ons funksie in die samelewing, is dit uiters belangrik dat ons sal weet, in die winter trek ons sekere klere aan. Is daar sekere goed wat ons in die winter doen, wat ons nie in die somer doen nie. In die lente sal ons weer begin gras plant, maar ons sal nie gras plant in die winter nie. En so het elke liewe seisoen baie belangrike aksente, waarop die kerk spesifiek 'n onderskeiding moet kan toon en weet. En ons leef in die einde van dae, ons leef in die eindtye, almal weet dit, mense kan dit duidelik sien, en die vraag wat ons onsself moet vra is, wat is die rol wat ons in die samelewing moet speel in hierdie seisoen, in die eindtye? En een belangrike ding is om te kan oorwin, om deur te kan druk. Ek het nou die dag op Netflix het ek 'n reeks gekyk met die naam van Medal of Honor. En dit is absoluut fantasties om te sien hoe mense, hoe courageous hulle opgetree het, hoe heldhaftig sekere ouens net ewe skielik in die moeilikste tye net na vore kom en deur soveel obstacles en goed gegaan het en adversity, dat hulle op die einde van die dag mense se lewens gered het in daai situasies en dan die Medal of Honor gekry het. En dis amper iets van dit wat ons as 'n kerk moet ontdek. Ons moet ontdek om weerstand te bied teen die bose en al hierdie tipe klas van goed. So ek dink dis uiters belangrik dat ons die ontdekking moet maak wat dit is wat ons in die samelewing moet doen, en dit is nie net om 'n erediens te wees nie. En daar's niks fout met 'n erediens nie. Ons celebrate Jesus Christus, ons aanbid hom saam, daar's 'n samehorigheid, dit is 'n celebration, dit is een van die belangrike aspekte, want Jesus het gesê, julle sal my aanbid in gees en in waarheid. So ons skuif dit nie op sy nie, maar ons sê dat ons kan nie daar stop nie. Dit is so belangrik om die vraag te vra, hoe kan ons die dinge in die samelewing, die uitdagings, hierdie goed tackle, en van die goed is nie noodwendig die munisipaliteit se werk nie. Die kerk het so 'n belangrike rol wat hy kan verrig, en funksies wat hy oplossings kan bring in die samelewing, en ons sien al hierdie mooi inisiatiewe, hoe besigheidsmense, ewe skielik, en ek is by besigheid ook betrokke. Ek is betrokke in 'n besigheid waar 'n besigheidsman gesê het, maar kom help ons, kom doen berading met my werkers, kom bedien die woord soms hierso, kom doen ontwikkelingsplanne. So ons is besig om in die werkplek die evangelie te verkondig en disippels te maak. En dis die tipe klas van goed wat al hoe meer besig is om te gebeur. Daar's mense wat begin het om strate skoon te maak, en dit klink so, hoe kan dit wees? En dit is deel van die skepingsdoel wat God vir ons gegee het. By die skepping, sy opdrag, toe hy gesê het, ons moet heers oor die aarde, en ons moet na die skepping en alles omsien. So, ons het 'n baie groter rol as net binne die erediens. Daar's hierdie rol wat ons in die samelewing het, en die oplossings wat ons bring. So, in die tyd om kerk te wees, is daar 'n belangrike ontdekking wat ek dink nodig is wat ons moet maak, is dat ons is die teehouer. Dis die Heilige Gees wat die bose teehou in ons. Dis nie die kerk self per se nie, dis die Heilige Gees, maar ons is die tempel van die Heilige Gees. En saam is ons die liggaam van Christus, en is die liggaam van Christus wat weerstand bied teen die bose. So, kom ons sluit net die oë en ons doen 'n gebed, en ons vra vir die Here dat hy vir ons sal wys waar ons in die samelewing 'n verskil kan maak, waar ons bedienings kan begin uitleef. En die Here wil hê dat ons moet hier in hierdie gemeente in Siloam, moet ons aktief betrokke wees by die klein groepe en by al die dinge met die kinderbediening en al hierdie goed waarmee ons besig is, maar God wil nie hê dit moet daar bly nie. God wil hê ons moet in die samelewing daai weerstand bied. Ons moet teen die bose werk ook in die samelewing.
So kom ons maak die oë toe en ons vra die Here dat hy vir ons sal wys waar ek my rol kan uitleef as 'n individu of betrokke kan raak in die samelewing en dat ons op die einde van die dag op daai manier 'n triomferende kerk word. 'n Triomferende kerk, 'n kerk wat weerstand bied teen die bose en op die einde van die dag hoop bring in hierdie samelewing, iets wat net die liggaam van Christus kan bring. Die liefde van Christus kan net deur die kerk kom. Dit kan deur niks anders kom nie. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons wil vandag vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het om U kinders te wees. Die voorreg dat U vir ons gesterf het, opgestaan het en deel gemaak het van U familie, die familie van Christus. En die familie van Christus is ook deel van U koninkryk. Vader, en dit is U koninkryk wat 'n verskil op aarde maak. Jesus, U het net gepreek oor die koninkryk, konstant, oor en oor, want U wil hê dat dit moet U heerskappy wees, wat in die samelewing weerstand bied. Ons moet die bose, Vader, kan stop, in hulle voetspore stuit. Vader, so vandag kom ek en vra ek, Vader, elke persoon wat luister hierso, dat U deur U Heilige Gees en hulle sal aanwakker die areas in die samelewing, in ons gemeenskap, waar kan ons 'n verskil maak? Ons as kerk van Jesus Christus, dat ons nie lende lam sal voel, of voel ek kan nie iets doen, of my bydrae kan nie iets beteken nie, maar as elke liewe persoon sy deel doen, Vader, dis wanneer die impak van die koninkryk en die triomferende kerk tot sy reg kom. Vader, ons eer U, ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag jy ook gestig wees dat Christus se kerk triomferend is. Onthou dat jy kan saai in die werk wat Siloam in die koninkryk doen, deur 'n EFT-betaling, Zapper of SnapScan. Jy is ook welkom om jou geld kontant kom inbetaal by die kantoor gedurende kantoorure. Onthou ook, indien jy enige gebedsversoeke het of net wil kontak maak vir ondersteuning, skakel ons gerus by die WhatsApp-nommer wat aanlyn op die skerm verskyn. Ons hoop dat jy 'n geseënde week het. Ons sien jou volgende week, selfde tyd, selfde plek.